Vandag se gedeelte waarna ons gaan kyk is aan Job. Ons kyk nou eers na Abraham, na Job, omdat hulle na bewering in dieselfde tydvlak gelewe het. En ons kyk wat kan ons waarneem uit die verhouding tussen Job en Vader. Mag die Gees ons help en ons lei. Ek het inligting van die net af probeer kry, ook net vir 'n bietjie verdere inligting en wat die rabbi sê, en daar is so 'n enorme meningsverskil oor Job. Laat ek nou maar net hierdie stukkie gevat. The Book of Job, a masterpiece of Hebrew wisdom literature found in the Old Testament, explores profound questions regarding human suffering, divine justice and faith. It tells the story of Job, a wealthy and righteous man from Uz, who loves his children, wealth and health in a cosmetic war between God and Satan, yet remains. Wat sê die woord vir ons aangaande Job? Job 1 vers 1. Daar was 'n man in die land van Uz. Is beteken om te konsulteer, om advies te ontvang. So hy bly in die land waar jy mense advies gee, dis hoekom al sy vriende hom kom advies gee. Wie se naam Job was. Job beteken om gehaat te word, om vervolg te word. Nou ja, dis nie 'n lekker naam wat jy jou kind moet gee nie. En die man was vroom en opreg en Godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. So hier sien ons onmiddellik 'n bekendstelling van sy karakter, van wie hy was en hoe hy teenoor Jahweh opgetree het. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuk kleinvee, 3000 kamele, 500 pare beeste, 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. So hy was die rykste man in die hele ooste. Volgens hy God aanbid. Awesome. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag, die aanname wanneer hulle verjaarsdag of geboortedag gevier het. Dis een van die 2 kere in die woord wat ons lees van geboortedag, wat hulle dit vier. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. So die een wat dan nou 'n partytjie hou of 'n maaltyd hou, nooi die res van die broers en susters om saam te kom. En elke keer as die dae van die maaltye om was, so hulle het nie net 'n dagfunksie gehou, party gehou, fees gevier nie. As die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. Nou die boek van Job, as hy praat van geseën, praat hy van vervloek. Baie snaaks. Het hulle God in hulle hart vervloek, so het Job dan altyd gedoen. So wat baie interessant was, die man het soveel diere gehad en hy was so lief vir sy kinders en sy verhouding met God was van so 'n aard dat hy geglo het dat as hulle sou sondig, dan doen hy namens hulle sondebelydenis. Sy kinders vier dae lank fees, dan kom hy en hy kom slag nog 'n klomp diere en verbrand hulle ook daar en gee dit vir Jahweh en sê, as hulle gesondig het, vergewe hulle se. Goed, dit was wie die man was. Sou jy sê dat Job 'n persoonlike verhouding met God gehad het? Jy kan hom maar self antwoord, dan beheer jy hom daar, dan gaan ons terug na die skrif toe. Dat God gereeld met hom gesels het, dat Job saam God gewandel het, soos byvoorbeeld Abraham. Kom ons kyk wat die woord vir ons sê. Job 1 vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor Jahweh te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. So Satan is ook God se seun.
Ons like dit nie, maar dis so. So wat is seuns van God in hierdie konteks? Soldiers, sons or stewards? 'n Steward is iemand wat dit wat God wil hê, hy moet verteenwoordig doen, of dit goed is of dit kwaad is. Dis hoekom God al die demone en al die bose magte net kan rondstuur, hulle is sy stewards. Hulle moet doen wat hy sê, hy is God. Goed. Toe vra Jahwe vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord Jahwe en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. So dis wat hy vandag nog doen. Hy deurkruis die aarde. Hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Sê nie hy kan nie. Hy kyk wie hy kan, wie's die slagoffer, wie se hart is boos, wie se gedagtes is boos. Daai is sy teikens. En Jahwe vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en een wat afwyk van die kwaad. Nou wie van ons wat hier sit en die wat luister kan sy hand opsteek en sê, Jahwe spog so oor my. Hy sê vir Satan, het jy daai ouetjie gesien? Daar's niemand op die aarde soos hy nie. So hy was die grootste gelowige op die aarde op daai stadium. Wie wil hê God moet so oor hom praat? Dit kan awesome wees, maar dan kan Satan ook sê, dis omdat God jou dit alles gee, dat jy so is, so laat die goed bietjie oor jou kom. Laat ons kyk of jy nog so voel, oor 'n jaar of 6. Okay, maar dit sal awesome wees, ja. Dit sal awesome wees. As ons so 'n verhouding, of so opreg kan lewe. En Satan antwoord Jahwe en sê, is dit verniet dat God vrees? Hy het rede hoekom hy u vrees. Hy het rede hoekom hy doen wat u wil hê hy moet doen. Want u gee hom alles. Dit gaan net goed met hom. U gee hom alles. U seën hom in alles. Hy's die rykste man in die ooste. Verander bietjie sy lot, dan kyk ons. Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Met ander woorde, Satan sê, ek kan hierdie man niks doen. Ek kan hom nie aanval nie, ek kan nie sy familie aanval nie, ek kan niks van hom roof nie, ek kan nie eens 'n lammetjie van hierdie man doodmaak nie. Absoluut niks. U beskerm hom van alle kante. Dit wil ek graag hê. Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën, dis vervloek, barak. Barak is een van die Hebreëse woorde wat of seën of vervloek kan beteken. Een woordjie wat albei kan beteken. Daarop sê Jahwe aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. So ek gee jou toestemming om alles wat hy het te kan aanval. Want Satan kan niks van niemand roof, niks van niemand aanval. Hy kan jou nie siek maak nie, hy kan nie 'n haar van jou kop af laat val as Jahwe nie sê doen dit nie. Daar's altyd sulke sittings met elke mens van ons. Hy kan niks doen nie. Nou sê God, gaan doen dit. Ek gee jou toestemming. Ek gee jou die mandaat om dit te gaan doen. Net aan homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van Jahwe. Wat dink jy het hy gaan doen? Hy het onmiddellik hierdie mandaat gaan uitvoer. Dink jy hy gaan hom 2 keer laat nooi as hy jou kan seermaak, of jou kan roof, of van jou kan vernietig? By dit alles het Job nie gesondig nie. En aan God niks ongeruims toegeskryf. Hier kom die bose een en hy kom vernietig alles wat Job het in 1 dag. Net 1 dag. Nou vra ek vir jou, hoeveel mag het Satan? Moenie dink hy het nie mag nie. Hy is nie almagtig nie, maar hy het enorme mag. Vir alles Jahwe hom toestemming gee.
Nou as Jahwe jou toestemming gee om die dooie op te wek, hoekom nie? Hy weet wie God is. Hy weet wat God se mandaat beteken. Daarom kan hy alles doen wat God sê hy kan doen. Maar ons glo lafhartig, ons glo halfhartig. Ons glo partykeer glad nie. Daarom kan ons nie alles doen wat God vir ons sê nie. Maar Satan kan. Hy weet wie God is. Job 2 vers 1, en op 'n dag, toe die seuns van God kom, daai gedeelte het ons deurgegaan, toe vra hy vir Jahwe, toe vra Jahwe vir Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord Jahwe en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En dis die tweede keer wat hy kom. Hier's alles vernietig, sy familie is dood, sy diere is gaan, en hier kom Satan weer. So wat lees ons daaruit? Satan is gereeld voor Jahwe. Gereeld. Dis sy job, dis wat hy moet doen. En dan kla hy ons aan. Hy kry toestemming om ons te vernietig. Dis sy rol op aarde. Maar hy moet by God toestemming kry voor hy dit kan doen. Dis hoekom hy heeltyd by God is. Anders was nie een van ons daar. Hy haat die mens met 'n passie. Ek het al sy haat in iemand se oë gesien. Jahwe vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy het volhard in sy vrome, alhoewel jy my teen hom aangehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. So God sê vir Job, sien jy, hy het toe volhard om my te volg. Jy was verkeerd. Jy was verkeerd. Jy het my teen hom aangehits en ek het jou toestemming gegee om hom te vernietig sonder dat hy 'n oop deur gehad het. Sonder dat hy enigiets verkeerd gedoen het sodat jy dit kon doen. Dit vertel ons weer iets anders van God se soewereiniteit. Toe kom Job en hy vertel weer vir God ander stories en God sê gaan en los net sy lewe. Toe kry Job die seer, die sweer. En toe kom sy vrou na hom toe. Maar ten spyte van dit alles het Job glad nie gesondig teenoor God. Hy het nie God eers bevraagteken, waar's my kinders? Waar's al my kamele? Waar's al my diere? Wat gaan ek nou eet vanaand? Ek het nie eens 'n skrapie oor nie. Niks. Hy het gesê God het gegee, God kan vat, dis syne. Dis nie myne nie. Toe sê sy vrou vir hom, die een wat die naaste is aan hom, die een wat sy helper moet wees, die een wat hom moet ondersteun, volhard jy nog in jou vroomheid? Vervloek God en sterf man. So wat sê dit vir ons? Die kanse is baie groot dat Job se vrou God vervloek het. En nou vra ek die vraag, het sy ook gesterf? As sy God vervloek het, is sy moontlik gesterf. Ons lees nooit weer van hom. Ons weet. Vers 10. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe. Tot hiertoe, na hy alles verloor het, na sy vrou hom probeer oortuig het om God te vervloek, het hy nog steeds volhard. Wat gebeur toe? Toe stuur Satan sy 3 naby vriende om hom mismoedig te maak. Eers het Satan deur sy vrou gewerk. Nou deur sy 3 vriende. Maar hy antwoord daar, ons het daai gedeelte gou gekyk. Eer God in alles wat met jou gebeur, goed en sleg. Weet dat God in beheer is en hy weet wat die beste is vir jou situasie. Al dink jy nie so nie. Ons sien Job het dit so aanvaar totdat sy vriende gekom het en hom geoordeel en veroordeel. Doen ons nie soms dieselfde nie? As ons alleen is, dan sê ons Vader, dis okay, dis seer, ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van wat gebeur het nie, maar as dit U wil is reg. Dis okay. Help my net om die deur te gaan. Maar dan kom die vriende en hulle sê maar as omdat jy gesteel het.
Dis omdat jy geroof het. Dis omdat jy van ander vals gepraat het. Dis omdat jy dit gedoen het dat God dit aan jou doen. En dan verander jou attitude. En dis presies wat hier gebeur het met Job. Wat het met Job se vrou gebeur? Ons weet nie, die woord sê nie vir ons, ek dink sy is nou al seker dan dood. Goed, maar daai tyd weet ons nie wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur het op een dag met Job, die rykste man in die ooste. Dit lees ons in vers 13 tot 19 van hoofstuk 1. Ek het dit net opgesom. Op 'n dag, terwyl die beeste aan die ploeg was en die esels aan die wei was langs aan hulle, het die Sabiërs 'n inval gedoen en dit weggeroof. En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net een het ontvlug om dit te vertel. Al die diensknegte wat die diere opgepas het, wat die esels en die beeste opgepas het, wat geploeg het, wat die lande voorberei, is doodgemaak en al die diere is weggeroof. Net een diensknegt het oorgebly. Hy het ook net oorgebly om dit vir Job te vertel, anders was hy dood. Satan het die mag gehad om alles te vernietig. Op daardie oomblik, terwyl hy besig is om te praat, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het uit die hemel geval. So hierdie man het geglo die vuur van God uit die hemel, so Satan het vuur uit die hemel uit laat reën. En gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer en net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Al sy kleinvee is dood saam, al sy diensknegte, behalwe een. Hy het nog nie eers klaar gepraat nie, kom daar 'n ander een en sê die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, net ek het een oor. Nou sê die derde een, alles word vernietig, selfs die mense wat vir hom werk, die mense wat hom moet help, en al sy diere is weg. Nog op daardie oomblik kom daar weer een en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Toe kom daar met eens 'n groot wind, so Satan stuur 'n rukwind, 'n groot wind, en hy dop die huis om en die huis val bo op hulle is almal dood. Satan het bietjie mag hoor, as God hom toelaat. Of as jy hom toelaat in die lewe. Toe daar met eens 'n groot wind, al die kinders is dood. Net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Almal die diensknegte in die huis, almal wat gehelp het met die voorbereidings van die kos, is dood. Net ek is oor. So wat het Job nou oor? Wat was Job se reaksie op hierdie boodskap? Sy 7 seuns en 3 dogters is dood. 7000 stuks kleinvee is geroof, dat 3000 kamele geroof is, dat 500 pare beeste en 500 eselinne is ook weg, dat al sy slawe wat hy gehad het dood is, behalwe 4. Net 4, hy en sy vrou leef, dis al wat hierdie rykste man in die ooste oor het, dis al. Hy het nie eens vleis vir vanaand nie, ek dink nie hy het 'n yskas gehad nie. Het niks. Die rykste man in die ooste het net sy vrou en sy 4 diensknegte oor. En hy, Job se reaksie. Toe staan Job op en hy skeur sy mantel, hy rou, die teken van rou, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Hy het onmiddellik gegaan en God aanbid. Nie God bevraagteken nie, nie gesê hoekom nie, waarom dit nie, hoe laat jy dit toe nie. En hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Jahwe het gegee en Jahwe het geneem en die naam van Jahwe geloof. Hy sê as dit God se wil is, halleluja. Ek aanvaar dit so, hy het my alles gegee wat ek het nie eers 'n kledingstuk gehad nie, want ek het naak ingekom. Nou het ek klere, ek het mantels, ek skeer hom ook nog.
By dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeruims toegeskryf nie. Want as jy God bevraagteken, is dit rebellie teen hom, dis sonde. As jy van vra, hoekom dit, Vader? Hoekom laat u dit toe? Dis sonde teen hom. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het glad nie gesonde. Job 2 vers 11. Nou kyk ons bietjie na die vriende en hulle gesprekke met Job. As jy dit mooi bestudeer en tyd vat, is dit enorme, diep openbarings van die hele Torah. Dinge wat daai tyd nog nie gepen was. Dit was nog nie aan Moses so oopgemaak om geskryf te word nie. Hierdie manne het die Torah vorentoe en agtertoe gekyk. En hulle challenge Job op elke een van hulle, sê maar jy het dit gedoen. Jy moes dit gedoen. Jy moes dit gedoen, want Jahwe sal nie hierdie goed oor jou bring nie. So hulle het die Torah geken voor die Torah daar was. En toe die 3 vriende, maar kyk wat hulle hartsintensie was in die begin. Hulle is nie so uit mekaar nie. En dis baie keer jou en my hartsintensie om 'n broer of 'n suster te gaan help en te gaan ondersteun, en dan dink ons in ons eie wysheid en ons eie geregtigheid dat ons hulle reg help. Op die einde van die dag is hulle so kwaad vir jou, hulle wil nie met jou praat. Want jy wil jou saak stel en daai persoon wil sy saak stel. En nie een stel God se saak. Dis die probleem waarmee ons sit vandag. Presies hier wat Job gaan. En toe die 3 vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek. Elifas, die Timaniet, Bildad, die Suhit, en Sofar, die Namatiet. En hulle het volgens afspraak, so hulle het so ooreengekom, byeengekom om hom hulle deelname te betuig en hom te troos. So die hoofdoel was, ons wil kom, ons wil jou troos. Maar ons wil aan jou ons siening gee, ons openbaring gee, ons wil jou probeer help, Job, sodat jy kan verstaan hoekom hierdie goed oor jou gekom het. Want ons ken Jahwe, ons weet wie God is. En toe hulle op 'n afstand hulle oë opslaan en hom sien en hom nie erken nie. So dis hoe Job gelyk het, hulle het nie geweet eers dis Job. Het hulle stem verhef en geween. So hulle was opreg om hom te help. Ook het hulle elkeen sy mantel geskeur, in rou gegaan vir Job en stof op hulle hoofde gegooi en na die hemel toe. So nou vra hulle vir Jahwe, wat gaan hier aan? Dis erger as wat ons gedink het. En hulle het by hom op die grond gaan sit 7 dae en 7 nagte lank. So hulle het 7 dae, 7 nagte gevas saam met Job. En niks gesê nie, kan jy vir 'n uur stil bly? Ek sukkel. 7 dae en 7 nagte net gesit en rou saam Job. Sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Niks wat hulle sê sou hierdie man kon troos nie. Niks. Dan is dit beter om stil te bly. Nou het hulle begin sê en hulle elke een kry 'n kans om iets te sê en dan sê Job iets. En dan kry elkeen 'n kans en dan sê Job iets. Nou ek het nie al daai goed nie, want dit gaan werklik kan weke vat as jy dit alles gaan bestudeer. Ek gaan nou kyk na Job, want ons kyk na sy verhouding met Jahwe. Maar Job het geantwoord en gesê, waarlik ek weet dat dit so is, en hoe kan 'n mens regverdig wees by God? So hulle het begin om te sê, Job, jy moes gesondig het. Daar's geen ander saak laat jy lyk soos jy lyk. Ons wil jou help, laat jy verstaan wat jy verkeerd gedoen het, laat jy kan repent. Hy sê, ek verstaan dat 'n mens voor God nie regverdig kan wees. So iewers moes ek dalk iets verkeerd gedoen. So hy begin daar om te sê, dalk. Dan sê hy, as hy sou begeer om met hom te twis,
Net 1 uit 1000 sal hom kan antwoord nie. So al is daar enige mens wat God bevraagteken, met God praat en sê, hoekom doen u dit? Hoekom ek verstaan nie? Hoekom dit? Hy sê nie eers 1 uit 1000 sal Jahwe enige iets kan sê nie. So daar's geen mens bo God nie. Daar's geen mens wat vir God kan sê hoekom en waarom en nie. Niks nie. Hy is wys van hart en sterk van krag. Wie was hardnekkig teen hom en het ongestraf gebly? So Job het geken van God. Hy weet wat God se karakter is. Hy sê niemand kan God challenge nie. Niemand kan God bevraagteken. En wie het teen God opgestaan en God het hom nie gestraf nie? Nou praat hy oor homself. Hy sê ek walg van my lewe. Ek wil my geklaag die vrye loop gee. Ek wil spreek in die bitterheid van my siel. So nou sê hy, ek as vlees, ek as mens is bedroef, ek is verbitter en ek wil julle sê. So dis seker sy manier om ontlading te gee aan hierdie emosionele trauma wat binne in hom is. Dan sê hy, ek sê tot God, veroordeel my nie. Laat my weet waarom u met my twis. Hy sê vir my wat ek verkeerd gedoen het, laat ek kan regmaak. Moet my nie net veroordeel nie. Dan moet 'n rede wees. Want dis wat hulle geleer het. Dis mos wat ons ook geleer het. Dis hoekom as iemand in die moeilikheid is of sleg gaan of alle agteruit gaan, onmiddellik soek ons die vloeke en onmiddellik kyk ons waar hy gesondig het. Dis wat ons geleer het, want dis wie God is. Maar vandag sien ons 'n aspek van hom dat hy kan doen wat hy wil. Dis nie te sê hy moet jou seën. Hy kan jou ook van jou ontneem al doen jy alles reg. Maar dis 'n goeie punt om vir Vader te sê, help my, wys my waar is my probleem, laat ek kan regmaak. So ek soek fout. Dis wat Job doen. Is dit veroordeel dat dat u verdruk, dat u die arbeid van u hande verwerp, terwyl u oor die planne van die goddelose die lig laat skyn? So hy sê, wanneer ek na my situasie kyk, wil ek vir u vra, hoekom u dit doen en u seën die goddelose? Is hy reg in sy oë nie? Nou vra hy, het u vleeslike oë? Kyk u soos 'n mens? Trek u voor? Sien u dinge wat nie waar is nie? Want hoekom tree u so op? Het u vleeslike oë of sien u soos 'n mens nie? En hy's nie lelik met God nie. Hy soek antwoorde hierdie man. Maar dis eers na hierdie klomp gekom het, sy 3 vriende en hom veroordeel het. En vir hom gesê het, maar dis die redes. Soek maar die fout. Is u dae soos die dae van 'n mens of u jare soos die dae van 'n man? Dat u soek om my ongeregtigheid en vra na my sonde? Of skoon u weet dat ek nie skuldig is nie en dat daar niemand is wat uit u hand kan red nie. So hier praat Job met God en hy sê vir hom, is u soos 'n mens dat u nou onregverdig oordeel? Ek weet ek het geen sonde nie. Wie van ek en jy kan dit sê? So oortuig was hierdie man, hy het geen sonde nie. Absoluut niks doen hy verkeerd nie. En hy sê vir Jahwe, of skoon u weet ek is onskuldig. U weet ek het geen sonde nie. So ek wil nou weet, het u 'n mens geraak? Dat u my straf waar dit nie nodig is nie? Dat u my verkeerd oordeel? Want ek weet ek is reg. U hande het my geformeer en my gemaak heeltemal rondom en u vernietig my. So hy sê ek is deel van u skepping. Ek doen wat u vir my sê en nou kom u en u vernietig my. Maak nie vir ons sin. Maak dit vir ons sin. As ek gesondig het, as ek nou verkeerd gedoen het, sê Job van vers 14 af, sou u my waarneem en my nie vryspreek en my van my ongeregtigheid. So hy sê, as ek skuldig was, weet my, dan is dit goed, dan is dit reg, straf my.
En ek was regverdig. Ek sou my hoof nie kon ophef nie. Sat van skande en bewus van my ellende. So hy sê, as ek gesondig het, as ek geweet het ek doen sonde, sou ek nie kon opkyk na U nie. Ek sou nie my kop kon oplig nie. Want al wat ek soek is die waarheid, al wat ek soek is die geregtigheid, al wat ek soek is U woord om te doen wat U sê. Soos ek gesondig het, sou ek in die ellende gaan sit. So hierdie man het nooit eens gesondig nie. Daar's mense wat beweer, en ek het dit ook al gesê, want daar is so 'n skrifgie in die hele Job boek, ek het hom nie eens ingebring, dat die oop deur wat Job gehad het, was vrees. Dis vals. Dis vals. Hy het geen oop deur gehad. Absoluut nie. Want God sê hy het niks. God sê 2 keer, hy het niks. Maar God gee toestemming dat daar goed oor. Vers 17. U sal altyd nuwe getuies teen my bring en die grimmigheid teen my vermeerder. Altyd nuwe leerafdelings teen my. So hy sê, as ek gesondig het, weet ek wie U is. As ek gesondig het, weet ek U bring getuies teen my, want 'n saak staan net vas teen 2 of meer getuies. So ek weet daar sal altyd nuwe getuies wees om te praat van my verkeerde goed, van my sonde. En ek weet U sal U grimmigheid teen my net meer en meer maak. U sal selfs leerafdelings stuur om my te vernietig. As ek gesondig het, as ek onskuldig. Toe sê Sofar die Namatiet. Toe het Sofar die Namatiet geantwoord en gesê, maar ag, as God maar wou spreek en sy lippe open teen jou. So hy sê, ons gee vir jou al hierdie inligting, maar God sê nie eintlik vir ons wat is fout nie. Dis hoekom ons daar lank sit en praat en alles wat ons dink jy verkeerd kan noem en sê. Hy sê, want ons hoor nie God sê hierdie ding. So hulle het uit die vlees gepraat en nie uit die gees nie. So as God vir ons wou sê, wat jy verkeerd gedoen het, sal dit goed wees, dan kan ons jou dit deel. En jou bekend wou maak, dat die verborgenheid van die wysheid die insig verdubbel, sodat jy kan weet dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien. So hy sê, daar's nog meer goed, God kan nog meer goed oor jou bring, maar hy help jou eintlik. Maar hy moet net vir ons sê wat jy verkeerd gedoen het, wat ons vir jou kan sê. Ken jy die dieptes van God? Kan jy die dieptes van God pyl? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? So hulle sê vir Job, jy sê nou jy doen niks verkeerd nie. Jy sê jy doen al die goed. Maar ken jy werklik hoe diep God is? Kan jy werklik kom tot sy volmaaktheid? Want hulle sê, dis wat jy nou eintlik sê, jy's volmaak soos God. Niks kan met jou gebeur. Job 13 vers 3. Maar ek sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om te pleit by God. Maar julle, so Job sê, ek sal met God praat. Ek sal by hom uitvind wat is my probleem. En ek sal by God pleit, dat hy vir my sal wys, dat ek kan regmaak. Maar julle pleister met leuns, julle is 'n klomp kwaksalvers. So hy sê vir sy 3 vriende, alles wat julle sê ek doen, weet ek doen ek nie, so julle praat leuns. Julle is 'n klomp leenaars, julle is 'n klomp kwaksalvers. Julle kom om my te help, maar julle help my nie. Julle weet wat 'n kwaksalver. 'n Dokter wat niks kan doen. So julle het gekom om my te genees, maar julle doen dit nie. Julle breek my verder af. Ag, as julle maar heeltemal sou swyg, dan sou dit vir julle wysheid wees. So hy sê vir hulle, julle praat klomp nonsens. Julle vertel 'n klomp leuns aangaande my. Dit sal vir julle beter wees as julle van nou af net stil bly. Want dit wat julle praat kan teen julle gehou word, want is vals. So dit sou beter wees as julle net swyg. Vers 4. Ek sou ook kon spreek soos julle as julle siel in die plek van my siel was. Ek sou woorde aan mekaar kon koppel teen julle en my hoof oor julle skud. So hy sê, as ek in julle posisie was, sou ek moontlik presies dieselfde doen. Ek sou ook klomp goed kon uithaal wat ek gedink het julle fout was, julle probleem was.
Ek sou julle kon versterk met my mond en die troos van my lippe sou versagting bring. So hy sê, maar as ek met julle gepraat het, sou ek julle getroos het. Ek sou versagting bring, ek sou genesing wou bring. Dis nie wat julle doen nie. As ek sou spreek, my smart word nie versadig nie. En as ek ophou, wat 'n verligting bring dit my? Maar nou het hy my uitgeput, dis Jahwe het hom uitgeput. U het my hele huishouding verwoes. Hier begin hy teen God praat. Dis na sy vriende hom so getempteer het, laat hy sy koel verloor. En nie teen God soos aggressief nie, maar nou begin hy God bevraagteken wat hy nooit gedoen het. So baie keer kan ons gaan om iemand te help en die persoon is okay met God dat die ding met hom gebeur het, maar as ons daar klaar is, begin hy eintlik God bevraagteken. So jy het eintlik meer skade gaan doen as goed. Gaan Job aan, hoofstuk 16 vers 16. My gesig het rooi geword van geween. En oor my ooglede is daar 'n doodskade weer. Alhoewel daar geen weldade in my hande is nie en my gebed rein is. O aarde, moenie my bloed bedek nie. Nou roep hy die aarde as 'n getuie en laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie. So hy sê ek spreek tot Jahwe. Ek huil voor hom. My oë hang sakke, ek is op, ek is moeg. Ek hou nie op om tot God te roep nie. Ek hou nie op om vir hom te vra wat is fout nie. Alles wat ek doen is goed in my hande. My gebed is oprein, dis opreg. Nou sê hy aarde, moenie my bloed bedek nie. Laat dit 'n getuienis wees en uitroep tot God. Laat hy my antwoord en vir my sê wat ek verkeerd doen. Laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie. Laat die woorde wat ek tot God spreek aanhou totdat God my antwoord. Selfs nou kyk, in die hemele is my getuie en hy wat saam met my getuig is in die hoogste. So hy sê ek roep God as getuie. My vriende spot met my, uit my oog drup trane tot God, dat hy kan pleit vir 'n man by God en 'n mens se seun vir sy naaste. So sê ek roep nou uit tot God, dat God namens my pleit. Laat God hierdie ding nou namens my begin hanteer. By my en God en tussen my en my vriende. Want daar begin issues kom tussen hulle. En nou vra hy in hierdie proses nog vir God, help my, maar help ook my vriende, want hulle het dit ook mis. Vers 19, hoofstuk 19 vers 1, maar nou praat een van die vriende weer klomp stories. Julle kan daai goed werklik bietjie deurwerk, is baie wys, baie interessant. Maar Job het geantwoord en gesê, hoe lank sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Hy sê, hoe lank gaan julle nog hier sit en my bemoei? Dis beter dat julle gaan. Julle maak my meer ongelukkig. Julle breek my meer af. Julle vernietig my siel meer as wat dit reeds is. Nou 10 maal al doen julle my smaadheid aan. Mishandel julle my sonder om julle te skaam. Hy sê hy is nou al 10 keer, so elkeen het omtrent 10 keer gepraat. 10 keer val julle my aan. 10 keer beskuldig julle my vals. 10 keer mishandel julle my en julle skaam julle nie eers daaroor nie. Ek sê julle wat die saak is, maar julle wil nie hoor nie. En ek het ook werklik my misgaan, dan bly die fout by my. So hy sê, as ek dan iewers werklik 'n fout gegaan het, wat gaan dit julle aan as ek gesondig het? Hoekom volg julle nie net vir God nie en los my? Dis 'n ding wat ek en jy baie meer moet begin sê. Wat gaan dit jou aan van my verhouding met God? Volg jy vir God? Dis wat Jasper vir sy apostels gesê. Maar ons wil te veel inmeng in ander se sake.
En ons dink ons doen goed, werklik ons doen dit nie om mense af te breek. Ek dink nie so, ek hoop nie so. Maar ons moet seker maak wat God wil sê en nie wat ons dink ons moet sê nie. As julle werklik teen my wil groot maak en teen my smaadhede wil bewys, weet dan dat God my onregverdig behandel het. So hy sê, as julle dan nou werklik teen my wil spreek, weet dat dit God is wat my onregverdig gestraf. Hy staan by sy saak. Hierdie man is onskuldig. Geen sonde nie. Dis groot. Julle, dis groot. Waarom vervolg julle my soos God? Hy sê, nou vervolg julle my soos God my vervolg. En hier begin hy teen God praat. En nou het God begin intree. En julle word nie versadig van my vlees nie. God vreet my op. Kyk hoe lyk my bene. Kyk hoe lyk my velle. Alles val af. En julle doen dieselfde. Julle hou nie op nie. 7 dae het julle gesit, my woorde nou. En niks doen nie. Dit was soos in die hemel. Nou kan julle nie ophou nie. Vers 23. Ag, maar my woorde tog maar opgeskrywe word. Mag hulle maar in 'n boek opgeteken word en Jahwe het hom gehoor en dis hoekom dit in 'n boek gepen is. Want hy het dit gevra. Dis presies wat gebeur is. Ek kom ons dit lees vandag. So awesome is Vader, né? So awesome is hy. Met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots ingekap. Maar ek weet my verlosser leef. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. So hy sê, ek weet wie my verlosser is. Ek weet wie God is. Maak nie saak wat julle sê nie. Maak nie saak of God my nou onregverdig getug het nie. Ek weet wie hy is en ek weet hy die laaste sê. Ek weet hy kan regstel. Ek weet hy kan restoreer. Hy bly volhard. Praat van 'n man met geloof, nee. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God skeer. So hy sê, julle skeer my uit mekaar uit, maar nog steeds sal ek God sien. Hoofstuk 27 vers 1. Nou praat die klomp vriende weer en hulle het weer klomp stories te sê. Ja, kyk maar weer wat nou Job sê. En Job het verder sy spreek aangehef en gesê, so waar as God leef, wat my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het. Want my asem is nog heeltemal in my, en my lewensasem van God is in my neus. Hy sê, ek lyk of ek dood is, ek ryk of ek dood is. Hy sê, maar ek lewe nog, alhoewel God my goed aangedoen het. My lippe spreek geen onreg, ek tot nou toe spreek ek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog. Waar het Job van God geleer? Ons weet. As hy saam Abraham geleef het, was dit moontlik by Noag en Sem. Want duidelik kan jy sien, hy geweet wie Jahwe. Hy het geweet wie hy het sy karakter geken. En om sy karakter te ken, moes hy baie van hom gehoor het. En geweet het, as jy dit doen, tige jou. As jy dit doen, seën jou. Daarom het hy alles gedoen wat hy moes, en hy het al die seëninge van God ontvang. So hy het daai gedeelte, het hy geken van God. En dis nog voor dit geopenbaar is aan Abraham, met die verbondsbelofte. Want dit wil voorkom, hulle het in dieselfde tydvlak geleef. Albei is manne uit die ooste. Ons lees tot hier van geen persoonlike verhouding met God. Niks nie. Ons hoor nie dat hy gedurig gebid het nie, ons hoor nie dat God hom ontmoet het nie, niks nie. Geen persoonlike verhouding. Wat dit nog groter maak, laat 'n man iewers gehoor het van God, en wyl hy hom nie sien nie, wyl hy nie 'n persoonlike verhouding het nie, volhard hy in geloof, maak nie saak wat nie. Dis groot, julle.
Is dit nie hoekom Jasua sê salig is hy wat nie sien en tog glo? Job 32 vers 1. Toe het die 3 manne opgehou om Job te antwoord, omdat hy in sy eie oë regverdig was. Toe sê hulle, my woorde nou vir Job, Jalpie, ons praat met jou. Jalpie, ons probeer jou oortuig. Jalpie, ons probeer vir jou sê waar jou fout is. Jy wil nie die fout by jou soek nie. Jy dink jy is regverdig in jou eie oë. Jy sê, dan praat ons nie meer met jou. Dis na 'n baie lang gesprek. Hulle het seker alles gesê wat hulle kon doen. En die toorn van Elihu, die seun van Bargeel, die besiet uit die geslag van Ram het ontvlam. Hier die manne vurig geraak, kwaad begin word met mekaar. Teen Job het sy troon ontvlam, omdat hy homself regverdig beskou het voor God. So hierdie man was 'n godvreesende man, 'n godsdienstige man. 'n Man wat teen Job opgestaan het, omdat Job gesê het, God het hom onregverdig getuig. Omdat hy geglo het, hy is reg en God moes dit nie so doen. So hy het God verdedig. Sy toorn het ook ontvlam teen sy 3 vriende. Hier het Job kwaad geword vir sy vriende. En Satan het al hierdie goed aangehits. Sy toorn het ook ontvlam teen sy 3 vriende, omdat hulle geen antwoorde gevind het nie en Job veroordeel. So hier sien ons die manne spreek wyse woorde, julle kan alles sien. Maar dis nie woorde wat God gesê het nie. Ek en jy kan die woord ken, ons kan God se karakter ken, en ons kan na iemand toe gaan om hom of haar te help, om te bemoedig, en nadat jy 'n paar kere jou opinie gegee het, en daai persoon sy opinie of die waarheid gegee het, is daar 'n twis. Want jy dink daai persoon wil nie hoor wat God sê nie, maar die persoon wil nie hoor wat jy sê nie, want God het nog nie woord deur jou gepraat. God het nie woord deur een van hierdie gepraat nie. Hulle het God geken, hulle het sy karakter geken, hulle het dit alles gegee, maar nie wat God sê. En dis baie keer 'n probleem wat ek en jy ook kan hê. Ons gaan praat met mense oor God en ons sê dis wat God doen en dis hoe hy dit sal doen en dis dit en dis dit, maar dis nie wat God op daai oomblik sê nie. Dalk sê hy vir jou bly stil, los dit uit. Dalk sê hy vir jou spreek hierdie woorde. Maar hierdie manne het dit nie gedoen nie. Job ook nie. En nou is daar twis tussen vriende. En wat sê die woord? God haat dit as daar tweedrag is tussen broers. En God intervene. Nou kom hy na vore om hierdie saak uit te sorteer. Hieruit kan ons baie leer. Baie. Job 34 vers 7. Waar is 'n man soos Job wat godslastering drink soos water? Kyk nou hoe die gesprek gaan. Hulle sê ons het in ons God sê vir Satan, daar is niemand in die hele wêreld soos Job nie. Hier kom hierdie manne na hierdie gesprek. En hulle sê ons het in die hele wêreld nog niemand gesien wat God laster soos Job nie. Ironies. Wat in die geselskap loop van die werkers van ongeregtigheid. So hierso vertel hulle al, hierdie man Job sondig die hele tyd. Dis al wat hy doen. Wat wandel saam goddelose mense. Kyk waarna die gesprek gegaan, toe die emosies begin na vore kom. Dis woorde van Satan daai, dis nie woorde van God vir mense. Want hy het gesê, dit baat 'n mens niks, dat hy 'n welgevalle van God het. Dit het Job nooit gesien. Daarom manne van verstand, luister na my. Ver is God van die goddeloosheid en die almagtige van onreg. So hulle sê, ons ken en ons spreek hierdie ding en ons sê dat God ver is van goddeloosheid, dis wat ons almal ook glo, en laat die almagtige niks doen wat onregverdig is. So hy sou dit nie aan Job doen nie, want dis onregverdig. En dis wat ons ook glo. Maar ons kan nie vir God sê wat hy doen nie. As hy die onregverdige wil doen, dan doen hy dit. Hy's God. Maar hy doen dit vir 'n plan, vir 'n rede. En op die einde van die dag sal jy beter daaraan toe wees as wat jy was.
Maar ons sien nou, ons sien nie môre nie. Ons sien nie die toekoms. En daardeur sê ek nie God loop en doen goed verkeerd nie, dis glad nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is God en hy kan doen wat hom behaag. Ons kan hom nie voorskryf. Veel meer vergeld hy die mens na sy werk en volgens 'n man se wandel laat hy hom dit ondervind. Dis wat ons almal glo, julle. Hierdie ouens het gepraat wat ons glo. Hy sê God sal jou dig, as hy jou moet dig, en hy sê jou seën, as hy jou moet seën, dit hang af van jou werke. Dit hang af van jou gehoorsaamheid aan God. Ja, waarlik, God handel nie onregverdig nie en die Almagtige verdraai nie die reg nie. En dis werklik ons waarneming ook. Ek wil dis wat ek glo in my hele diepte van my hart. Maar ek sien met Job kan Vader goed te doen wat eintlik vir ons klink dit is so onregverdig, maar is nie eintlik. Want God is God. En hy doen nie sulke goed. Glo ons. Hierdie 3 manne het opgetree volgens hulle openbarings van God, wat in lyn is met die woord wat ons vandag lees. So julle, hierdie 3 manne het ook die woord van God geken, voor dit daar was. Dis groot, dis baie groot. Hierdie goed het later eers vir Abraham oopgegaan, en vir Moses oopgegaan, en hierdie 4 manne het dit geweet. Job 37 vers 23. Die Almagtige, ons vind hom nie. Hy is groot van krag, maar die reg en die volheid van sy geregtigheid krenk hy nie. Daarom vrees die mens hom, almal wat eie wys is, sien hy nie aan nie. So as jy eie wys is, dan gaan hy jou nie help nie, hy gaan jou nie ondersteun nie, hy sal nie daar wees vir jou. Job 38 vers 1. Nou het Jahwe na vore gekom. Daarna het Jahwe Job uit 'n storm geantwoord en gesê: Wie maak die raadsbesluit waar daar duisternis met woorde sonder kennis? Wie maak die raadsbesluit daar? Hy sê julle wat daaronder is, wie van julle besluit wat om te doen? Julle spreek woorde sonder kennis. Al 4 van. Hy sê julle spreek woorde, julle weet nie wat hier gebeur nie. Julle weet nie van my en Satan se gesprek nie. Julle weet nie hoekom hierdie goed gebeur nie, maar julle al 4 praat. So nie een van die 4 het by God gehoor wat is aan die gang nie. Wie van julle sê die besluit wat ek geneem het aangaande jou om te doen is onregverdig? Vers 3. Gord dan jou soos 'n man jou heupe. Dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. So nou sê God vir Job. As jy dan nou 'n man is, Job, staan op. Kom ons gesels 'n bietjie met mekaar. Ek sal jou 'n paar vragies vra en jy kyk of jy my kan leer. So dis nou die gesprek tussen God en Job. Job, jy is baie wys, my woorde, en jy leef reg, maar kan jy my vertel wat ek moet doen? Kom ons kyk. As jy slimmer is as ek, as jy meer weet as ek, as jy almagtig is, Job, dan mag jy. Maar as jy nie kan nie, doen wat ek jou sê. Klaar. Wees dan nou 'n man en kyk of jy teen my kan praat of jy my kan kom adviseer, Job. En nou sien ons daai hele gesprek waar Jahwe goed oopmaak vir Job en hom goed vra en. Hoofstuk 40 vers 3. Wil jy werklik my reg verbreek, my veroordeel dat jy gelyk kan wees? So nou praat Jahwe met Job en sê, wil jy Job werklik dit wat ek besluit het om te doen? Wat ek gedink het goed en reg is, wyl jy voel dis onregverdig. Wil jy dit werklik verbreek? Wil jy dit stop? En wil jy my veroordeel sodat jy voor jou vriende goed kan lyk? Sou jy sê dat Job 'n persoonlike verhouding met God gehad het? Nee, hy het nie. Kom ons kyk. Hierna het hy. Nie voorheen. Dat God gereeld met hom gesels het?
dat Job saam God gewandel het? Kom ons kyk. Kom ons kyk. Job 42 vers 1. Toe het Job Jahwe geantwoord en gesê: Ek weet dat u alles kan doen en geen plan is vir u onuitvoerbaar nie. So hy sê, ek weet wie u is. U is almagtig. Wie verberg, ons is by daai gedeelte, wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie kan begryp. So nou kom hy en hy praat en hy sê, ek het goed gespreek, Job, wat ek nie verstaan het. Ek het my woorde geopen teenoor u, Jahwe, oor dinge wat ek nie begryp het nie. Dinge wat te groot is vir my. Hoor tog, en ek sal spreek, ek sal u ondervra, en dan onderrig u my. Soos nou sê Job, nee, laat ek net met u praat. Laat ek u paar goed vra, want ek soek duidelikheid, en dan vertel u net vir my wat is aan die gang. Dan leer u my hoekom die goed gebeur. Want hy sien nie so, hy kan Jahwe nie leer nie, dus hy kom leer u my. Nou sê hy, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou het my oog u gesien. Voor dit het iemand hom vertel van Jahwe. Voor dit het hy geleer wie Jahwe is. Wat Jahwe se karakter is. Wat Jahwe doen, wat hy seën en wat hy nie van hou nie. Hy sê, maar nou het ek u ontmoet. Nou eers het my oog u gesien. So nou begin sy verhouding eintlik eers met jou. Persoonlik. Ek het van tevore net van u gehoor, kyk nou het ek God ontmoet. Daarom sê hy, nou dat ek u ontmoet, en ek verstaan bietjie meer, net 'n bietjie meer, herroep ek alles wat ek gesê het. En het ek berou oor dit wat ek gesê het, en ek gaan sit in stof en as. Groot man van God. Groot man. Onmiddellik toe hy sien hy's verkeerd, toe val hy op sy knie en hy sê, ek herroep alles wat ek gesê. Ek is so jammer dat ek teen u gespreek het. Ek het nie verstaan wat u raadsbesluit was nie. Ek het nie verstaan hoe u gedoen. Dit is te groot vir my. Ek het berou oor dit wat ek gesê het. Job 42 vers 7. En nadat Jahwe Job toegespreek het met hierdie woorde, so sê Jahwe dan vir Elifas, die Temaniet. So nou hoor hulle ook vir Jahwe. Ek weet nie of hulle hom gehoor het voor die tyd nie, maar nou hoor hulle hom praat. My toren het ontvlam teen jou en teen jou vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job. Hulle het die hele Torah vir hom voorgelê. Hulle het alle instruksies voorgelê, alle moontlikhede vir Job gesê wat hy verkeerd gedoen het. En Jahwe sê, julle het verkeerd van my gepraat. Dis nie wie ek is nie. Dis nie hoe ek optree nie. Job het reg gepraat van my, maar nie julle nie. Julle het gepraat uit julle vlees uit. Julle het nie by my gehoor wat die probleem is nie. Julle het geskiet in die donker en gesê, dalk sit dit, dalk sit dit, dalk sit dit, dalk sit dit vir dae lank. So julle het my te nagekom. Dieselfde met jou en my. As ons gaan om iemand raad en advies te gee, of te vermaan, of te help, of wat die probleem is, en jy praat uit die vlees uit, praat jy teen God. Hy hou nie daarvan. Jy moet hoor wat hy sê, en dan sê jy net wat hy sê. En as hy jou niks sê, nie gaan help jy nie die ou nie. Niks. Jy kan gaan liefde wys, dis dit, maar jy gee hom nie raad nie. Gee net die raad wat Jahwe gee. Julle oordeel, sê God dis vir hom, was nie regverdig nie. Julle het gesê dat Job oortree het, en dit is die rede hoekom ek hierdie dinge oor Job gebring het. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, en gaan na my knegt Job, en bring 'n brandoffer vir julle sonde. En laat my knegt Job vir julle bid.
want hom alleen sal ek guns aanneem. So as hy nie vir julle bid nie, gaan ek julle nie vergewe nie. As Job julle nie vergewe vir dit wat julle aan Job gedoen het nie, gaan ek julle nie vergewe nie. Net Job sal ek vergewe. Net Job sal ek aanneem as hy vir julle bid. En laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns neem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid van julle vergelde nie. Want julle het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job. Kan ons daaruit groot dinge neem, né? Baie keer dink ons praat namens God, maar praat ons nie namens God. Al klink dit woord, al is dit skrif, as dit nie wat hy sê vir daai oomblik, vir daai situasie nie, is dit nie hy wat praat nie. Job 42 vers 10. As een van die drie vriende by Jahwe gehoor het wat die situasie en Jahwe het hulle gepraat en het geopenbaar, was daai dae lange sit en gesprek glad nie nodig. Glad. Maar dit nie gedoen nie. Hulle het gedink wat God sou doen en gesê wat God dan gedoen het. Job 42 vers 10. En Jahwe het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. Met ander woorde, toe daar weer versoening is, toe daar weer eensgesindheid is. En Jahwe het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis, en hulle het hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat Jahwe oor hom gebring het, en hulle het hom elkeen 'n kleer geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. So nou sien ons met die hele toeloop van sake, baie kortliks, Job ken God, maar hy het nie verhouding met God. Hy het gehoor wie God is en hy bring heeltyd offers en hy probeer heeltyd regmaak met God as hy of sy kinders sou gesondig het. Omdat hy alles reg gedoen het, glo ek, het Jahwe hom grootliks geseën. Gesprek tussen Satan en Jahwe laat toe dat Satan sekere goed aan Job doen. Alles gebeur op een dag, hierdie man verloor alles. Soveel so dat sy vrou kom en sy man vervloek God, laat jy ook maar sterwe. Ons lees nêrens meer van sy vrou nie, wat met haar gebeur het, weet ons nie. Maar ons sien hy volhard. Daarom glo ek, Satan stuur nou sy 3 vriende na hom. Die res van die mense het nie kom medelee wys. Sy broers was nie daar nie, sy susters was nie daar, niemand was daar nie, want God het dit op daai stadium nie toegelaat nie, want Satan was nog besig om hom te vernietig. Ja, Satan was nog besig in die hele proses. Tot op 'n punt, toe Jahwe met Job praat, toe begin Job se lot onmiddellik. Die vriende word aangespreek en hulle moet kom regmaak. Job word met die Vader geseën en Job bid vir sy vriende. Toe kom die familie en begin hom bless. Daai oomblik toe Jahwe met Job praat, toe begin alles weer herstel van die begin af. En Jahwe het die einde van Job meer geseën as die begin, en hy het 14.000 kleinvee, 6.000 kamele en 1000 paar beeste en 1000 eselinde gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Baie interessant met Job, baie interessant. En ek het 'n gedagtegang daaroor wat ek sal deel, ek sê nie dis goed. Job 42 vers 14. En hy het die eerste genoem, dis sy 3 dogters, Jamima, wat beteken warm of duif. En die tweede, Kesia, wat beteken boombas, so seker 'n geur, aangename boom. En die derde, Keren Happuch, wat beteken mooi kleure. En in die hele land was daar geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder die broers. So hy het sy kinders gelyk op geseën met 'n erfenis. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe en hy het sy kinders en kindskinders gesien 4 geslagte lank. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, dan kan ons die vraag vra, hoekom word die seuns nie eers genoem? Hoekom net die dogters?
aanname. Die fokus gaan hierso dat Job so regverdig was, dat hy ook sy dogters geseën het. Nie net die seuns. Die gebruik het later gekom in Israel as grondgebied, laat net die seuns genoem word, nooit die vrouens nie, want dit gaan oor 'n erfnalating. Daarom word net die seuns se name genoem, geen dogters nie, hier en daar enetjie. En in 'n geval waar die seuns dood was, het Jahwe ook vir Moshe gesê dat die dogters erf. So, daar's geen fout nie, is 'n goeie gebruik. Nou as jy na daai gedeelte kyk, dan sien ons die seuns word moontlik nie genoem nie, want dit is nie belangrik nie. Hulle is nie deel van die uitrol van die verbond nie. Ons lees nêrens van hulle nageslagte nie. Ons weet nie waar hulle deel van die verbond wat met Israel gesluit is. Maar daar in die woord waar die seuns genoem word, gaan alles oor die nageslag. Dit gaan alles om te bewys uit bladbebloedeling kom die Messia. Dit gaan alles om te wys dat daar 'n erfenis is wat moet gaan na hierdie seuns. Dis hoekom die seuns genoem word in die woord en die dogters. Gaan deel oor die saak. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. Job het iewers van God en sy geregtigheid gehoor, en blindelings het hy God gevolg en het hy God gehoorsaam. Ons hoor nêrens wat Job God genoem het nie. So ons weet nie hoe hy hom aanbid nie. Jahwe, Elohim. Ons weet nie, hy gebruik die woordjie God. Hy het God nooit bevraagteken. Eers toe sy vriende met hom kom, het hy sy vriende aangespreek aangaande God, maar self het hy God nie meer getwis. Toe sy vriende gaan, toe poog Job verduidelik. Toe voel hy dis nodig dat hy sy saak stel, dat hy moet self regverdig. En baie keer is dit nodig, maar meeste kere is dit nie nodig. Is dit nie nodig. Al wat mens kan sê is, sy saak tussen my en Jahwe, wat gaan dit jou aan, volg jy hom. Sê vir my mooi woorde wat jy wil, en mag jy geseënd wees daarvan. Toe het Job gepoog om God se geregtigheid te verduidelik, en hom aan sy vriende poog regverdig. Eers nadat kwaai vriendskap tussen die vier was, gesels God met hulle. So hy los ons laat ons goed doen. Hy los ons laat ons eie maniere doen. Hy los ons self as dit namens hom is, maar nie deur hom is nie. Los dit. Totdat hy sien ons voeter alles op. Dan intervene. Dan kom hy om te probeer regmaak wat ons afgebreek. Abba Vader, ons loof en prys U. Ons dankie vir hierdie boek van Job. Ons dankie dat sy versoek tot U toe nou gepen is. O Abba, daar is sekerlik soveel dieper en soveel meer wat ons kan leer van Job, selfs van hierdie 3 manne wat saam met Job gesels het aangaande U. Maar wie kan U pen? Wie kan U bepaal? Wie weet U hoogte, U grootte en die diepte? Ons kan maar bietjie daarvan leer. En wie kan U adviseer? Wie kan U voorskryf? Ek weet, ek het al baie met U gepraat en U gesê ek dink dit sou beter so werk en so werk en so werk. Sekerlik is dit menslik, maar ons vra om vergifnis vir daai maniere wat ons U probeer voorskryf. U weet die beste. Want U is God. U staan buite tyd. U is te wonderbaarlik groot vir ons om altyd te verstaan. Daarom het ons U Gees nodig om ons te help, om ons te lei, om ons te leer. Daarom vra ons Vader, Jasma sê, ons het almal 'n mate van geloof. En het ons maar net die geloof van 'n mosterdsaadjie. Vader, ons vra vir U as ek voorbarig kan wees, bietjie groter as 'n mosterdsaadjie. Sodat ons kan vashou en U kan glo dat U God is, kan glo dat U die beste vir ons wil hê. Elke een van ons wil U vashou, wil U vertroos, wil U oprig, wil U leer, wil U nader trek. Elkeen van ons wil U seën. Want U is 'n goeie Vader. Help ons om net te verstaan, om uit die pad te klim sodat ons kan sien wat is U wil, kan sien wat is U planne. Ja, soms as U dit nie eers vir ons wil wys nie, laat ons net dit in geloof neem en sê, Abba, ek sien dit nie. Dit is jammer, ek verstaan dit. Maar as dit U wil is, wys vir my,
en ons doen U wil, soos U wil. En ons dank U dat U altyd by Job was, dat U hom nie weggestoot het, en dat U hom daarna nog groter gemaak het in die vlees, wyl dit gaan oor die geestelike, het U hom nog steeds geseën, meer as genoeg, omdat hy aan U vasgehou het. Dis my gebed. Seën ons geestelik, seën ons fisies, laat die wêreld kan sien, U naam is oor ons uitgeroep. In Yahshua se naam bid ons. Amen.